Op 11 Junie 1997 skryf oom Joos Haasbroek. Ja, die voorspellings van oom Nicolaas kom werklik uit. Kort sê ek vir my vrou. Oom Klaasie het dit net so voorspel. Ons moet maar net baie sterk vashou aan ons geloof in die Here, want ons is nog nie op die punt tot waar ons gaan daal nie. Dit lê hier om die draai. Stelselmatig word ons blankes afgetakel, soveel so, dat ons nou amper nog net goed genoeg is om te betaal, sodat daar met hulle onheilsdade voortgegaan kan word. Ons moet egter nooit vergeet dat ons nou in ballingskap onder die swartes is, soos wat Israel in ballingskap onder die heidense nasies was nie. Wat ons verkeerd gedoen het, is daarom nie so erg as wat die Jode gedoen het nie, want hulle het tot vir Christus vermoor. Kyk, Suid-Afrika is vir my soos Johanna Brandt dit beskryf het, God se juweel, en daarom glo ek wil die Here hê dat ons in harmonie hier moet leef en liefde teenoor mekaar moet betoon. Maar in plaas daarvan is daar nou onder ons blanke soveel haat en nyd, dat God op hierdie stadium niks anders kan doen as om ons in ballingskap te plaas sodat ons uiteindelik deur swaar kry weer gedwing sal word om saam te leef as ons in Suid-Afrika wil oorleef. Dit is nie 'n mooi prentjie nie, maar dis dinge wat ons in die gesig staar en wat ons sal moet regstel voordat God sy siening teenoor ons kan verander. Dan vra oom Haasbroek die vraag: Onthou julle oom Klaasie het oor die dinge wat kom gesê ons sal laaste daar ingaan, maar wie het eerste daar uitkom? Dit kan dalk te doen hê met die woelinge hierbo in Afrika. Oral in Afrika is daar moeilikheid en dit kan net wees dat ons laaste in die woelinge betrokke gaan raak, maar heel eerste klaar daarmee sal wees. Ek dink Zimbabwe en Suid-Afrika het op hierdie stadium die meeste blankes om wel die woelinge hier gou klaar te maak. Maar dan sê ek weer, ons sal ons prioriteite teenoor God moet regkry, anders kan dit dalk lol met ons hier. Onthou net, oom Nicolaas het ook gesê in hierdie dag en tyd van ons volk, moet ons nie vir ons aan die voormanne, dit wil sê leiers, loop vasmaak nie. Dit is baie belangrik, want selfs in die krisisuur van ons volk se bestaan, sal hulle voorgee om ons te help, maar hul enigste doel sal wees om vir onsself munt te slaan uit die ellendige posisie waar ons is. Ons grootste stryd gaan nie wees teen die vyand nie, maar teen die bondkorane, dit wil sê verraaiers onder ons eie mense. Politieke skeuring en verdeeldheid in ons volk het herhaaldelik in oom Nicolaas se visioene voorgekom. Hy het nie veel erg gehad aan praatjies oor politiek nie, want hy het geweet dit moet tot 'n einde kom voordat die volk sy eie republiek sou kry. 'n Republiek soos in die tyd van Paul Kruger, sonder politieke partye en met 'n ware godsman wat die volk lei. Hy het dikwels gesê ons heil lê nie in die politiek nie, want as ons die dag eers onder 'n swart regering staan, is dit verby met die politiek en sal ons ook nooit weer ons vryheid by die stembus kan kry nie. In ander skrywe verwys meneer Haasbroek ook na Siener se versigtiging in 1911 dat ons politici onder die invloed van die Britse Empire met die 1910 verkiesing die volk in twee geskeur het en dat daardie verdeeldheid nog baie lank sou voortduur. Eers wanneer die volk in rou is en die donker tyd binnegaan, sal hy hom voor God verootmoedig en daardie dag sal alle politieke verskille vergete wees, omdat politiekery dan nie meer vir ons sal saad maak nie. Hy het egter ook geweet die politiek sal nog vir 'n lang tyd vorentoe 'n groot en belangrike rol in ons geskiedenis speel. Generaal Louis Botha se voorkeur aan Engels as voertaal op skool en sy gehegtheid aan Brittanje het byna dadelik na die 1910 verkiesing baie gemoedere laat opvlam. Veral toe die kiesers moes hoor dat die reuse Cullinan diamant aan die Britse vorstehuis geskenk is as 'n bydrae tot die imperiale vloot. Dan was daar ook die grootskaalse immigrasie uit Brittanje. Die stryd kom tot uitbarsting op 7 Desember 1912 toe generaal Hertzog in 'n toespraak by die stasie te Wild naby Rustenburg onder andere die volgende gesê het: Imperialisme is vir my net goed solank dit diensbaar is vir Suid-Afrika. Waar dit in botsing kom met Suid-Afrika, is ek 'n besliste teenstander daarvan. Die Engelssprekers in Botha se Suider-Afrikaanse party het heftig beswaar gemaak en beide Botha en Jan Smuts het 'n verskoning van generaal Hertzog geëis. Hy het geweier en is uit die regering geskop. Bekendes soos De Waal, Hofmeyer en selfs generaal De Wet het hulle aan Hertzog se kant geskaar. Op 'n monstervergadering op 28 Desember 1912 het 5000 mense langs die standbeeld van Paul Kruger en Prinses Park, Pretoria, byeengekom om na sprekers te luister. Die naaste verhoog was 'n mishoop en dis op hierdie mishoop wat generaal De Wet verklaar het: Ek staan liewer op 'n mishoop saam met my volk as op 'n versierde verhoog met vreemdelinge. As ons generaal Hertzog in die steek laat ons onsself en die volk in die steek. Die breuk tussen Botha en Hertzog was finaal en op 1 Julie 1914 word die Nasionale Party in Bloemfontein gestig om na die belange van Suid-Afrika en die Afrikaner volk, dit wil sê boervolk, om te sien. Hiermee kon Siener hom vereenselwig, maar die jaar 1914 sou vir hom en sy volk nog vele ander traumatiese gebeure inhou. Op 4 Augustus 1914 breek die Eerste Wêreldoorlog uit en kort daarna die rebellie.
10 dae later, op Saterdag 11 Julie 1914, het Siener 'n gesig gehad waarom hy sien sy geliefde vriend generaal Dillery sterf skielik. Dit gebeur toe ook op 15 September. Die dag daarna ontval Siener se vader, die 80-jarige Korkoos van Rensburg hom. Op 27 Oktober vertrek hy saam met generaal Kemp se rebelle na Duits-Wes-Afrika. 6 maande na die stigting van die Nasionale Party teken Jan Petrus 'n visioen van Siener aan, waarin hy gesien het hoe die NP homself eendag gaan vernietig. Hy sien die NP as 'n groot boom in die land. Dan gewaar hy dat die boom van sy top af begin te pluiings, dit wil sê verkrummel. Dan vergaan die boom sodat daar net 'n gat in die grond oorbly waar die boom gestaan het. Dit het net so gebeur want in 2004 is die nuwe Nasionale Party met wortel en tak uitgeroei. Daarna sien hy in die Vrystaat en Transvaal elke pragtige boom verrys en hulle dra pragtige druiwekorrels ongeveer so groot soos 'n fatsoenlike perske. Sy verklaring was dat die NP sal tot niet gaan en dat ons nuwe regering in die Vrystaat en Transvaal sal wees. Die ewel van partypolitiek. Anders as die Britse Empire wat 'n voorstander van demokrasie was, was ons volk van meet af republikeine, vry van politieke partye en die gepaardgaande verdeeldheid. Maar by die val van die Boererepublieke in 1902 het ook geval die laaste bulwark van 'n eie godse regering. Die gif van kompromie en versoening het binne 8 jaar die siel van die volk deurtrek en sag gemaak vir die ewel van partypolitiek, wat vreemd en uitheems aan ons volksiel was. In 1910 is ons hele volk daardeur oorrompel en skielik is partybelange bo volksbelange geplaas en het die liberaliste 'n vals demokrasie aan die volk voorgehou, tesame met 'n verderwende neutrale staatsonderwysstelsel. Maar dit was die mengelmoes volksbegrip en die partyregering wat die republikeinse strewe laat vervaag het en daarmee saam die strewe na 'n boerepresident, gekies deur die volk as hoogste gesagsdraer en diensknegt van God. Hierdie partypolitieke monster het die plek ingeneem van die beskermde laar waarin die volk tot op hede beskut was in die skadu van sy God, gebind deur die band van sy gelofte en gedra deur 'n onblusbare vaderlandsliefde. Kort voor lank het almal die partypolitiek as reddingsboei omhels. Die beloftes van sy sogenaamde program van beginsel en program van aksie het getroos soos 'n psalm van Dawid en hulle die skrywers daarvan op die hande gedra. In die wording, soos daar geglo het die volk weer verenig, vrygemaak van die Engelse juk en meegevoer op hierdie golf van valse soewereiniteit het die volk by die dag verheidens en verengels. Min wetend dat al die beloftes van die 1910 verkiesing die dag na die uitslag reeds vergete was. Hier en daar het stemme opgegaan dat Suid-Afrika eers weer 'n vrye republiek sou wees die dag as hy hom van die Britse kroon en 'n ryk losgemaak het. Maar met elke daaropvolgende verkiesing is die volk gesis en gepamper lang met beloftes van beter dienste, beter projekte wat aangepak gaan word, alles tot huil van die volk. Hy sal minder belasting betaal, meer geld in sy sak hê en selfs vir die armes sal daar gesorg word. Nuwe partye met nuwe beloftes het op die horison verskyn en elkeen het beklei vir 'n skyf van die politieke koek. Sake het soms so gelyk geloop dat daar geen wenparty was nie en so is die demokrasie se agterryer, koalisie, nader getrek om 'n fopregering uit die hoed te haal. In 'n koerant van destyds, Die Weste, skryf die redakteur in 1933, albei hoofleiers verklaar Suid-Afrika soewerein onafhanklik. Generaal Hertzog sê aan die Nattes, soewerein onafhanklik onder die Britse kroon en binne die ryk, terwyl Jan Smit sê, soewerein onafhanklik onder die kroon en binne die ryk. Niemand het gemerk dat die eiers in die twee maatjies dieselfde lyk nie. Behalwe vir die politieke woelinge in 1933 was die ergste depressie in mensejeugennis pas agter die rug. Dit het soveel druk op die Hertzog-regering geplaas dat generaal Smits aangedring het op generaal Hertzog se bedanking sodat 'n ware nasionale regering gevorm kan word. Hertzog was nie hiervoor te vind nie en wou aanvanklik niks van 'n koalisie weet nie. Daarom was sy ondersteuners diep geskok en verslae toe hy skielik op 28 Februarie 1933 in die Volksraad aankondig dat hy en Smits na beraadslaging ooreengekom het om 'n koalisieregering saam te stel. Hieroor het Dr. C.J.H. de Wet, 'n republikein in murg en been, hom soos volg in die koerant Die Weste uitgelaat. Partypolitiek is heel politiek. Daar word vandag met almal die vyand in kluis geheel om stemme te wen. Dit lyk ook vir ons of in Suid-Afrika hierdie kompromie en koalisiepolitiek nog eendag opium vir die volk gaan word. Ons verslawing in die opium van koalisiepolitiek het presies 60 jaar later in 1993 sy duurste tol betaal toe Rolf Meyer en sy groep uitgesoekte meelopers by Codesa 'n kompromie met die ANC aangegaan het. 'n Kompromie waarin ons volk se vryheid, land en toekoms kosteloos weggeteken is. Politieke partye ken geen genade nie. Hulle teer op mekaar se gebreke en foute
So bevat die manifest van die regerende party gewoonlik 'n deegte lys van alles wat die party in die afgelope 5 jaar vir volk en vaderland gedoen het. Dit is sy sterkpunt en dien om sy sondelys te bedek. Tweedens is daar die beloftes van alles wat hy sweer hy vir volk en vaderland sal doen as hy weer aan bewind kom. Hierteenoor het die opposisie 'n gebreke lys, 'n sondelys as jy wil, van al die valse beloftes wat die regering die afgelope 5 jaar gemaak en nie nagekom het nie, en ook alles waarom hy gefaal het, en dit is die sterkpunt van die opposisie. Dan het hy natuurlik ook sy beloftelys van alles wat hy weer vir volk en vaderland sal doen as hy die leiersel sou oorneem. In sy verbeete stryd teen die uitlandse partypolitiek skryf Dr. de Wet 1938, volk en vaderland beteken hier maar net ek en my partygenote. Ons volk het in die maalstroom van partypolitiek verval en ons word heen en weer geslinger deur opportuniste, uitbuiters en kompromistaktieke. Ons volk het 'n verkeerde politiek, 'n partypolitiek en 'n verkeerde politieke stelsel, die partystelsel gekry. Hierdie politiek en stelsel streef net na partybelange en nie volksbelange nie. Niks het ons volk meer verstrooi as partypolitiek nie. Tot vandag toe is partypolitiek die rede waarom ons volk verdeeld is en nie kan saam staan nie. Selfs die Bybel waarsku ons daarteen in Titus 3 vers 10. Aan 'n man wat partyskap, dit wil sê verdeeldheid verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaaning, wetend dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Die Faros Woordeboek verklaar partypolitiek soos volg. Dis die politieke leer dat 'n volk vir sy eenheid bestaan en vooruitgang in 'n onderlinge strydende groepe verdeel moet wees. Niks kan meer onlogies wees as dit nie. Siener was reg dat partypolitiek net verdeeldheid bring, want alles in aanmerking geneem het hy ook gesê ons sal na die koms van die swart regering nooit weer by die stembus die regeermag kan oorneem nie. Dit sal met 'n staatsgreep en oor die loop van die geweer geskied. Maar eers moet die donkerte toesak en die gees van verskrikking ons oorval. Sy voorspelling hieroor is in 1978 deur 'n besoekende Nieu-Seelandse prediker eerwaarde John Bowman bevestig toe hy vertel van die naggesig wat hy oor Suid-Afrika gehad het. Vooraf het hy die gebeure in 2 Kronieke 20 voor hom sien afspeel. Daarin word beskryf hoe dat die magtige leers van die Ammoniete, Moabiete en die mense van Seir teen koning Josafat opgetrek het. Toe Josafat het hoor, het paniek hom oorval en hy het nie geweet wat om te doen nie. Maar toe sy gees tot bedaring kom, het hy sy volk vergader en 'n vasdag uitgeroep. En hy het in die heiligdom tot God gebid en gesê dat Israel nie toegelaat is om die Ammoniete, Moabiete en mense van Seir met hul uittog uit Egipte uit te roei nie. En nou kom hierdie volke om ons uit ons besittings te verdrywe wat U aan ons gegee het. Toe antwoord God koning Josafat deur die jaarseël en hy het vir die volk gesê, wees nie bevrees of verskrik vanweë die groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Julle hoef ook nie te veg nie, het hy gesê en bygevoeg. Bly net staan en aanskou die redding van die Here. Toe het God die Ammoniete, Moabiete en die mense van Seir die volgende oggend in hinderlaag gelei sodat hulle verward geraak het, en terwyl Josafat se manne staan en toe kyk, het hul vyande mekaar geslag en totaal uitgewis, sodat daar nie 'n enkele een oorgebly het nie. Eerwaarde Bowman vertel dan van sy gesig oor Suid-Afrika wat presies net so verloop het. Ek het 'n verskriklike volksmoord gesien wat elke oomblik oor julle kan losbars om julle totaal te vernietig. Maar net voordat die leeu se bek oopgegaan het om julle te verslind, het ek gesien hoe dat God self vanuit die hemel ingryp om die woestaard se bek vir ewig te sluit. Daarna het ek gehoor hoe mense dwars oor die wêreld van julle as 'n volk praat, nie meer as die volk wat so verag, verwerp en teengestaan is nie, maar almal was verwonderd en verbaas daaroor dat julle nou 'n volk was wat deur God geëer word. En terwyl dit aan die gang was, het ek gehoor hoe julle God loof en prys. Ten slotte het hy bygevoeg, daar is soveel vrees en onsekerheid oor die toekoms van julle land, maar moenie dat dit julle harte ontstel nie, want deur God se toedoen sal julle vyande mekaar vernietig. Dit is in die aard van 'n rebelle om teen mekaar te draai. Hulle is van nature lafaards en verraaiers. Tydens my laaste besoek aan wyle oom Paul Prinsloo in Julie 1991, het ons voor sy huis in Eloffsdal, Pretoria gesit en oor die siener gepraat. Skielik het hy na my kant toe oorgeleun en gesê, daar is 'n visioen wat ek jou nie vertel het nie, want ek weet nie of jy dit in jou boek moet skryf nie. Siener het in 'n ander gesig 'n hele klomp swartes halflyf uit die gras sien oorheen kom. Hulle was almal met gewere gewapen en die gewere was op my, dit wil sê die getroue Afrikaner volk, gerig. Net toe ek dink hulle gaan my skiet, toe draai hulle skielik om na die ander kant toe waar ander swartes hardloop. Die siener het gemeen dit beteken swart gaan weer eendag teen swart beklei.